met almal en baie dankie dat julle ook die moeite gedoen het om vanmiddag hier te wees. Ek weet dis nog 'n rukkie voor ons kwartaaltoets skryf, maar dis goed om nou al te begin voorberei. Ek wil net weet, kan julle my skerm sien wat sê ondersteuning sessie 2? Goed, baie dankie. Ons assistent vir hierdie module, mevrou Nicole Bosman, is dan ook hier en as daar enige vrae is julle welkom om ook gedurende die aanbieding in die chat te vra, dan sal sy julle ook daar help. Ek wil dan nou net gou hier. Dis hy. So, ons gaan fokus op die kwartaaltoets vanmiddag, maar daar is net 'n paar ander goed binne die module wat ek dan ook wil aanraak. Ek wil net vir julle iets sê oor die werkskedule. Die kwartaaltoets is dan ons fokus. Dan gaan ons kyk die kleiner opdrag of almal reg is daarmee. Ons sal net vinnig praat oor die kwartaalopdrag en dan ook oor die E-klas toets. So as jy 'n spesifieke vraag het wat dan nou by een van hierdie afdelings kom, hou dit dan asseblief tot ons daar is, dat ons dan net nie die goed deurmekaar maak en dan verwar ons ander studente, maar julle is welkom om so tussendeur dan ook vrae te vra. Die eerste een is dan die werkskedule. Ek het nie navrae daaroor gekry nie, maar ek hoop julle het dit ook agtergekom. Die werkskedule in die studiebrief en die werkskedule, die prentjie wat op E-klas is, verskil. Ek is jammer daaroor. Ek wil graag die werkskedule volg soos wat dit is in die studiebrief. So as jy dalk die prentjie afgelaai het, asseblief laai dit net weer af. Die datums en so aan is reg. Ek het net die leereenhede 'n bietjie anders ingedeel van week 3 af. So week 1 en 2 was dan ook reg, maar van week 3 af wou ek dit anders indeel sodat ons dan ook bietjie by die KABV kan uitkom en ons bietjie daarin ook kan werk, want dit help julle dan ook met julle prak en ook vir volgende jaar. So dis nogal belangrik. So as jy die oorspronklike een afgelaai het, laai net weer die nuwe een af asseblief en dan kyk maar net van week 3 af gaan die leereenhede is dan net 'n bietjie anders ingedeel, maar dis die enigste verskil wat daar is. Goed. Dan beweeg ons aan na die kwartaaltoets. So julle skryf dan die kwartaaltoets Woensdag die 13de Mei 4:00 die middag. Dis belangrik dat jy altyd ook maar net op jou studenteportaal jou datums en module tye en so aan nagaan en dan ook vroegtydig reëlings tref. Onthou hierdie datum en tyd is vas. Dit kan nie skuif nie, dit kan nie verander nie. Ek kan ook nie toestemming gee as jy 'n probleem het dat jy sieketoets skryf nie. Dit doen jy dan ook, daai aansoek stuur jy ook in op jou studenteportaal met dan jou geldige rede indien dit sou gebeur en dan word dit goedgekeur en dan vat jy die proses van daar af. Maar onthou om nie vir my die e-pos te stuur om te vra of dit moontlik is nie, gaan dan dadelik op jou studenteportaal en kyk dan daar waar jy moet aansoek doen. Goed, maar hopelik gaan meeste van ons dan Woensdag die 13de Mei skryf en as ons dan kyk na die uitleg hier net van die toets, dan is die kwartaaltoets bestaan uit 20 punte kortvrae. Dit is dan vrae soos waar en vals, kies die regte antwoord, pas kolom A by kolom B, dis daai tipe vrae. En dan is daar ongeveer so 30 punte wat dan langer vrae is. Dis jou 4-punt vrae, 8-punt vrae, 10-punt vrae, daai tipe vrae. Maak dan 30 punte op van die vraestel. So die hele vraestel tel dan uit 50 punte en jy het 60 minute, so jy het 'n uur dan om die toets te skryf. Dit beteken jy moet nogal redelik gefokusd werk, so moenie tyd mors nie, anders gaan jy dalk nie klaar kry nie. Maar
Probeer by jou kort vrae, as jy jou werk baie goed ken, dan kan jy regtig daar 'n bietjie tyd inhaal en dit vinniger antwoord sodat jy dan meer tyd het daar by jou lang vrae om te antwoord. Baie keer sien ek ook studente het 30 minute geskryf en dan is hulle klaar en dan maak hulle die vraestel toe. As jy nog enigstens tyd oor het, gaan weer deur jou vraestel, maak seker jy het alles reg geantwoord, gaan kyk of jy iets iewers kan byskryf, so gebruik regtig daai tyd nuttig en kyk dat jy jou tyd so gebruik dat dit waardevol is, want jy het daai uur. Lees ook krities wanneer jy jou vrae lees mooi wat word gevra en maak seker dat jy dit antwoord wat dan gevra word. Jy moet alles leer, ek sal nou sê watter leereenhede, maar die video's en die handboek is belangrik. Ons gaan nou verder daarna kyk dan. So, as ons dan kyk na die leereenhede vir jou kwartaaltoets, dan is dit leereenheid 1, 2, 3 en 4 wat jy moet leer. So ons het dit eintlik al alles reeds gedoen. So jy behoort nou lekker te kan opsom daaraan en dit te kan deurgaan. En soos ek dan sê, jy moet die video's en die PDF wat daar op e-klas is gebruik. En dan moet jy ook nie jou handboek heeltemal weggooi nie. Onthou, hierdie is nou op hierdie vlak kan 'n dosent nie al die inligting vir julle gee nie, so jy moet ook self die vermoë hê om in jou handboek die res van die werk deur te gaan en seker te maak dat jy dit ook verstaan. Maar die handboek, die video's en die PDF's op e-klas wys vir jou wat is die belangrikste konsepte. So dit help jou daar. Sê leereenheid 1, dis dan die beginsels van onderrig in wiskunde, waar ons by hoofstuk 1 het ons dan bladsy 5 tot 18, daar het ons 'n bietjie hersiening gedoen eers, en dan het ons ook in die handboek hoofstuk 1, bladsy 18 tot 31. So eintlik is dit maar van bladsy 5 tot bladsy 31 van hoofstuk 1. Dan het ons leereenheid 2 bietjie gekyk na getalbegrip en die onderrig van tel, en dit is dan by hoofstuk 4, bladsy 89 tot bladsy 97. Leereenheid 3 het ons dan gekyk na die strategieë wat leerders moet aanleer om te tel, en dit is hoofstuk 4, bladsy 97 tot 116. En dan by leereenheid 4 het ons gekyk na getalbegripontwikkeling, en dit is waar jy dan orden, vergelyk en ook heelgetalle beskryf, en dit is bladsy 116 tot bladsy 131. So dit is dan die leereenhede wat julle asseblief moet leer vir die kwartaaltoets. Ons sal ook vir julle die Teams oplaai, maar ons sal ook vir julle 'n mooi nota wees wat dit dan weer vir julle uiteensit, sodat julle presies weet wat om te leer. En dan soos ek gesê het, die belangrikste is in die video's, maar kyk ook deur jou handboek, artikels, die wat opsioneel is, hoef julle glad nie te leer nie, die ander kan julle net deurlees dan ook vir idees. Wanneer jy in die hoofstukke leer, gaan kyk dan ook na daardie sleutelbegrippe en definisies aan die begin van die hoofstuk. Dit is ook belangrik, want jy moet natuurlik weet, wat is tel alles, wat is terugtel, wat is getalbegrip, wat is heelgetalle. So voor in die hoofstuk gee dit altyd vir jou definisies van al die belangrike terme, en dit kan jy dan ook deurgaan. Dit help jou nogal baie by jou kortvrae. Ook dan teorie, ek kan dit nie genoeg sê nie, vanmiddag toe ek na my notas kyk, besef ek dat ek dit heeltyd sê, maar ek gaan dit ook heeltyd sê, want ek wil regtig graag hê dat julle moet verstaan, ONWS lyk partykeer soos goed wat jy kan uitdink, maar dit is nie. Daar is regtig teorie wat jy moet ken, en dis belangrik. Jy moet weet wanneer 'n leerder 'n telfout maak. Watter fout maak hulle? Wat is die terme wat jy moet gebruik? Want jy gaan dalk vir 'n ouer moet verduidelik, maar hierdie leerders sukkel met tel.
En dan moet jy woorde ken soos 1 tot 1 ooreenstemming en die kardinale getal. Jy moet weet hoe om iets te verduidelik en waarom 'n leerder sukkel. En al hoe jy dit kan doen, is as jy die teorie ken en weet wat is die terme. Jy moet weet watter telstrategieë is daar. As ek vir jou vra, noem vir my die telstrategieë en beskryf dit, dan moet jy al daai strategieë kan noem. En daai goed is nie goed wat 'n mens sommer net kan uitdink nie. Dit moet 'n mens regtig gaan leer en daar's dan ook, soos ek sê, 'n rede hoekom 'n mens dit moet leer. Dan ook by ONWS wat baie belangrik is dan die aktiwiteite. Dit word baie keer gevra, hoe gaan jy iets onderrig en wat gaan jy doen? So maak seker dat jy sommer voor die tyd, wanneer jy leer, ook 'n bietjie dink aan aktiwiteite. Dit spaar jou ook tyd en jy kan baie keer 'n aktiwiteit net aanpas vir iets anders. So jy moet dink aan kinesteties, konkreet, semi-konkreet, semi-abstrak en abstrak. Daai moet jy altyd ken in ONWS. Ons sal nou ook bietjie na 'n voorbeeld kyk waar jy dan 'n aktiwiteit moet gee. So dink aan die konsepte wat ons nou al gedoen het. Ordinale tel, 1 tot 1 ooreenstemming. Watter aktiwiteit sal jy doen om so iets te onderrig en dan op die verskillende begripsvlakke. Dit sal jou dan ook help. Ek sal nie vir jou 'n volledige les vra in die kwartaaltoets met 'n inleiding en 'n aanbieding en 'n afsluiting nie. Ek gaan eerder vir jou 'n konsep vra en vra hoe gaan jy dit onderrig en watter aktiwiteite sal jy gebruik. So jy hoef nie bekommerd te wees dat jy nou al 'n hele les sal moet uitwerk nie, dalk in die toekoms, maar nie in die kwartaaltoets nie. 'n Aktiwiteit tel dan ook gewoonlik so 1 tot 2 punte. So kom ons kyk 'n bietjie dan ordinale tel. Dit was nou een van die telstrategieë wat julle na gekyk het. Hoe sal 'n mens dit kinesteties onderrig? Is daar iemand wat dalk vir ons hier in die chat wil sê of wat as jy wil praat, is jy ook welkom. Hoe sal jy 'n kinestetiese aktiwiteit beplan vir ordinale tel? Wie kan help daar? Onthou dan ook altyd wanneer jy dan nou dink aan hierdie aktiwiteit, dit moet koppel wees aan wiskunde. So wanneer jy jou aktiwiteit gee, moet die persoon wat jou werk regtig kan sien dat jy begrip het van die wiskunde konsep. So jy kan nie net algemene aktiwiteite gee nie, dis ook waar mens baie keer punte verloor. Jy moet jou aktiwiteit koppel aan wiskunde. So wie kan vir ons 'n bietjie wie sal begin? 'n Kinestetiese aktiwiteit vir ordinale tel. Laat hulle in 'n ry staan en vra wie's eerste of derde. Baie dankie. Ja, dis goed. So dit is reg. Kinesteties sal dan wees jy laat hulle in 'n ry staan want dit is beweging, so hulle beweeg en staan in die ry, of jy kan vir hulle sê, goed, nou gaan ons russies hardloop. Maar moenie net sê ons gaan hardloop nie. Dis juist die ding, want hardloop kan ook lewensoriëntering wees, dit kan net 'n kompetisie wees, so ons moet nou meer verduidelik. Ons gaan laat hulle hardloop en as hulle klaar gehardloop het, dan gaan ons laat hulle in 'n ry staan en nou is ons nog steeds nie by ordinale tel nie, want ons moet dit nou in verband bring met ordinale tel, so nou kan ons sê, maar ons gaan vir hulle vra, wie is eerste, wie is tweede, wie is derde. Goed, mooi. Konkreet, watter aktiwiteit sal 'n mens kan gee vir konkreet? Laat hulle deelneem aan 'n resies, goed, ja, dis reg, vir kinesteties. Kom ons kyk nou konkreet.
Mooi. Plaas boksies in 'n ry, dis heeltemal reg, dis konkreet. Hulle kan aan boksies vat, hulle kan dit sien, dis daar, so dis iets konkreet en dan vra jy vir hulle watter boksie is eerste, tweede, derde. Heeltemal reg. Of ons kan speeldiere uitpak. Ons pak plastiek diertjies uit en ons sê hierdie diertjies het in 'n wedloop, hulle het gehardloop, watter diertjie was eerste, watter diertjie was tweede. Dis heeltemal reg. Semi-konkreet, hoe sal ons vir hulle ordinale telaktiwiteite kan gee wat semi-konkreet is? Iemand wat dalk 'n semi-konkrete aktiwiteit het? Ek weet asof julle help. Daar semi-konkreet is wanneer jy werk met prentjies of tekeninge. So wat sal ons vir hulle daar kan vra? Ons sal byvoorbeeld vir hulle 'n prentjie kan gee waar dit wys hoe maat gehardloop het en dan vra ons vir hulle nou by die prentjie, maar wys vir my watter maat het derde gekom, watter maat het vierde gekom. So nou gaan jy net beweeg na 'n prentjie toe. En dan semi-abstrakt gaan jy natuurlik nou, dit het ek vir julle dan nou verduidelik, gaan jy nou maar net kolle gebruik en dieselfde vra of dan onthou ek by semi-abstrak mens ook daai tellingmerke gebruik. As jy nie seker is daaroor nie, gaan kyk net weer na die leereenheid. En dan op 'n abstrakte vlak, hoe sal ons ordinale tel 'n aktiwiteit vir hulle kan gee wat dan nou abstrak is? So abstrak is dan waar jy werk met simbole. So jy gaan dan nou byvoorbeeld vir hulle, kom ons sê, julle weet, jy kan die rangtelwoorde nou uitskryf of jy kan die afkorting gee daarvoor. So jy kan byvoorbeeld dan nou vir hulle die woord derde gee en dan die 3 met die D en die E, derde en eerste en die afkorting en dan moet hulle dit met mekaar verbind. So verstaan julle hoe ons dan nou beweeg van hierdie kinesteties en konkreet waar hulle dit kan sien na dan die abstrakte vlak waar hulle dan nou net die woorde het of die afkortings het en hulle moet dit dan met mekaar verbind. Hierdie is baie belangrik in ONWS, so maak seker dat jy dit mooi verstaan en wanneer jy aktiwiteite uitdink, dat jy dit dan ook op hierdie verskillende begripsvlakke kan uitdink en so kan verduidelik. Dan beweeg ons aan na net nog algemene goedjies. Ek het nou gesê, soos resies hardloop, moenie net dit sê nie, laat ons werklik kan sien jy verstaan. Kyk ook asseblief na die puntetelling. As iets 6 punte tel en jy skryf net 2 sinnetjies, gaan jy onmoontlik 6 punte kry. So wanneer jy 'n vraag klaar deurgelees het, kyk dan hoeveel punte tel dit en dan wil ek amper vir jou sê as dit 6 punte tel, moet daar ten minste 6 feite wees. En kyk ook baie keer hierdie vrae 2 stappe wat jy moet doen. Daarmee bedoel ek byvoorbeeld dit vra
noem vir my 5 goed en bespreek dit. En dan baie keer kry ek dat die studente dit net noem en vergeet om die tweede deel te doen en dan kry jy net die helfte van die punte. So maak baie seker al moet jy vir jouself dit nommer of 'n nota maak en hier sê jy noem en daar bespreek, dit is heeltemal reg, solank jy onthou om die hele vraag te antwoord en nie dan nou die helfte van die punte, maar as jy sien iets tel 10 punte en jy het net 5 goed gedoen, dan moet jy al begin wonder, waar is die ander 5 punte? So kyk ook mooi na die punte en maak seker dat jy nie so onnodig punte verloor nie. Dan moet ook nie onnodig skryf nie, daar's 'n fyn lyn tussen te veel detail en te min. Dis hoekom ek sê die riglyn is eintlik maar 'n feit is 'n punt. So as jy 10 punte tel, moet daar ten minste 10 feite wees wat jy dan gee. Ook in ONWS soos ek vir julle gesê het, 2 en 1 is dit dan baie oor getalle, bewerkings en verwantskappe, daai inhoudsarea en dit hou baie verband met tel. Jy hoef regtig nie jou hele KABV uit jou kop uit te ken nie, maar gaan kyk net vir jouself tot waar moet graad 1 leerders kan tel? Tot waar moet graad 2 leerders kan tel? So wat is daai oorgang ook van tot hier tel graad 1, hier gaan ons oor tot hier tel graad 2's en tot waar tel graad 3's. Dat wanneer jy aktiwiteite uitwerk, jy ten minste weet met watter getalle om te werk. Dat jy nie byvoorbeeld met 'n graad 1 leerder sommer net by 100 begin nie. Gaan kyk net so 'n bietjie net oor tel in jou KABV, waar moet watter leerder kan tel. Dan ook net verder, seker julle weet dit ook al van julle eerste jaar, maar moet asseblief nie jouself skuldig maak aan enige oneerlikheid tydens die toets nie. Jy weet jy mag nie hulp hê nie, jy mag nie notas by jou hê of enige opsommings nie. Wees eerlik, dis vir jouself en ook vir jou medestudente. En soos ek gesê het, hierdie kennis is nie net omdat jy dit moet leer om die module te hê nie, jy moet dit regtig hê om dit dan eendag in jou klas te kan gebruik. So dis die moeite werd om nou hard te leer en eerlik te wees en te fokus sodat jy ook kan sien wat van hierdie module verstaan jy en waar moet jy nog bietjie meer werk insit en nog bietjie ekstra leer. So wees eerlik en fokus op die toets. En dan sal dit regtig goed gaan as jy voor die tyd regtig hard leer. Jy het nou lekker baie, jy het genoeg tyd om te leer vir hierdie kwartaaltoets. So sit regtig daai ekstra moeite in. Dis absoluut die moeite werd vir jouself. Dan, soos ek sê, leer nou hard, dan weet jy dis die moeite werd. Onthou ook, as daar enige probleme is in jou toets, stop, kontak die tegniese hulplyn en vra vir hulle om jou te help. Moenie aangaan en dan die toets toemaak en dan vir my 'n e-pos stuur nie, want dan kan ek niks daaraan doen nie. As daar 'n probleem is, dan stop jy praat met die tegniese hulplyn en as dit nodig is, dan kan ons altyd reël dat jy dan daai ekstra tyd kry as dit is wat moet gebeur. Maar as jy klaar jou toets toegemaak het, kan ons niks daaraan verander nie. So asseblief kyk, die tegniese hulplyn is daar op jou e-klas en doen dit onmiddellik wanneer daar enige probleem is. Dan kan ons jou help. Is daar enige vrae wat julle het, iets wat julle wonder oor die kwartaaltoets? Dit lyk of almal reg is. As jy nog ietsie dink, dan sal ek nou weer 'n kans gee vir vrae. Ek weet dis baie inligting so gelyk, maar ek dink julle het darm nou 'n goeie idee van hoe om te leer en wat belangrik is. Dan by die kleiner opdrag wil ek dan net die volgende gou aan julle verduidelik. Op e-klas is daar die voorbeeld van patrone. Nou, ons het net vir julle die voorbeeld gegee sodat julle kan sien
Dis iets wat jy in jou klas gaan aanbied en hoe dit moet lyk. Maar nou moet jy onthou, daai voorbeeld fokus op dit wat belangrik is wanneer jy patrone onderrig. En dan is dit belangrik om dit kinesteties en auditief en visueel en so aan te onderrig. So jy kan nie daai voorbeeld gebruik as 'n riglyn vir telstrategie nie. Daai voorbeeld is net om vir jou te wys hoe 'n mens so iets maak. Nou moet jy vir jou kleiner opdrag self gaan kyk in leereenheid 3, wat is die telstrategie en wat is belangrik by die telstrategie wat ek wil onderrig. Julle sal sien in leereenheid 3 het ek vir julle baie mooi elke telstrategie verduidelik en dan sê ek ook vir julle wat is daar belangrik. Byvoorbeeld, as jy veelvoudig gaan onderrig, jy gaan nie eers vir die leerders sê altyd, nou tel ons in veelvoude van 2 nie. Partykeer gaan jy net sê, ons gaan groepies maak van 2. So dis iets wat belangrik is by veelvoude. Hulle moet verstaan dat ons tel in groepies. Baie van die maats gaan vir jou 1 blokkie skuif en sê 2 en nog 'n blokkie en 4. Dan verstaan hulle nie hoe om in groepies te tel nie. So dis iets wat belangrik is by veelvoude, wat jy dan byvoorbeeld moet daar op jou aanbieding of op jou skyfies hê, dat die maats kan sien, maar wag, ek tel in veelvoude. Dan moet mens ook weet, maar hoe kan ek dit op verskillende maniere vir hulle wys? So ons het nou vir julle gewys, hoe doen 'n mens patrone op verskillende maniere, maar byvoorbeeld, hoe kan ek veelvoude op verskillende maniere doen? Dit kan ek konkreet doen, ek kan dit met prentjies doen, ek kan dit op 'n getallelyn doen. So dit is hoe jy moet dink oor die kleiner opdrag. Jy moet daai telstrategie vat en dink, wat is belangrik, wat moet ek vir hierdie maats leer? En hoe gaan ek dit vir hulle wys op my skyfies? Goed, is daar enige vrae oor die kleiner opdrag? Almal reg daar. Goed, ons sien baie uit daarna om julle kleiner opdragte te sien. Dis gewoonlik 'n baie lekker opdrag om ook na te sien. So ek sien uit om te sien wat julle gedoen het. Dan die kwartaal opdrag. Daar hoop ek julle is ook al besig en al wat ek daar vir julle wil sê wat regtig belangrik is dat jy moeite moet insit in jou hulpmiddels. Daar's net daai 2 hulpmiddels wat jy moet maak. Ons wil regtig graag sien dat dit kreatief is, dat jy daaroor gedink het, dat dit iets is wat jy self ontwerp het. Moenie net blokkies daar neersit en sê ons gaan tel nie, want dan het jy dit nie self ontwerp nie. So jy moet iets ontwerp en iets maak, soos ek gesê het, jy kan, as jy elemente nodig het, dit bysit, iets wat jy moet koop dalk, maar die hulpmiddel self moet regtig kreatief wees en regtig iets wees wat jy self ontwerp het. Daai is belangrik hier by die kwartaalopdrag. Moenie daar punte verloor nie, doen regtig moeite met jou hulpmiddels. Het julle enige vrae oor die kwartaalopdrag sover? Niemand. Goed, ek hoop is regtig omdat julle mooi verstaan wat om te doen en al mooi besig is met die kwartaalopdrag. Maar as jy aan enige vrae dink, is julle ook welkom dan om ons te e-pos. Dan die e-klas toets. Die e-klas toets gaan net kort, dis net kort vrae, dis net multikeuse vrae of waar of vals vrae. Die e-klas toets is vir 'n week oop. So jy kan dit enige tyd gaan skryf. Dit gaan dan oor leereenheid 1 tot 7, maar teen daai tyd behoort jy, as jy dan regtig gereeld op e-klas is, en ek wil julle ook aanmoedig om asseblief gereeld op e-klas te wees en regtig die video's en so te kyk, so teen daai tyd behoort jy dan nou al regtig deur leereenheid 1 tot 7 te wees. En dan is dit 'n 20 punte toets en jy het 20 minute om dit te doen
En onthou, daar is nie 'n tweede geleentheid nie. Ek kan nie weer die e-klas toets oopmaak nie. So jy het 'n hele week, jy kan enige tyd daarin dit skryf wanneer dit vir jou pas. Ja, enige vrae wat julle dalk het oor enige van die aspekte, die kwartaal toets, kwartaal opdrag, kleiner opdrag, iets anders wat julle wil vra? Het julle al begin beplan aan julle praktiese tyd, sommer net vir interessantheid? Is daar iemand wat dalk ietsie daaroor wil sê? Is julle opgewonde? Ja, Treida. Naand mevrou, gaan dit? Goeienaand, goed, dankie self. Goed, dankie, skus. Ek wil net terugkom na die klein opdrag toe. Ja. Ek het myne nou klaar submit, maar ek het nie na die tyd die KI verklaring en Canva ingesit wat ek gebruik het nie. Moet ek resubmit en dit van voor af doen of wat moet ek maak? Ja, as jy dit klaar ingehandig het, dan sal dit beter wees as jy net dis net daai een skyfie wat jy dan moet bysit. Bysit, ja. Okay, moet ek dit gaan doen ja. dan? Okay. Dis reg. Ek wil net gou, Nicole, ek wil net seker maak, kan hulle meer as een keer dit inhandig op die skakel? Net gou by Nicole? Asseblief Isabel sê weer. Dankie. Ek wil net seker maak daar by die kleiner opdrag, as hulle dit nou klaar ingehandig het, maar hulle wil dit graag weer inhandig, is dit moontlik of moet ons dit vir hulle afhaal en moet hulle ons e-pos? Ek is nie seker hoe jy die skakel gestel het nie. Hulle gaan die submission kan edit want hulle het 3 kansse. Wonderlik, baie dankie. Goed, so Trina, jy kan dit dan self gaan doen. Dit net gaan afhaal en volledig maak en dit dan net weer oplaai. Dankie mevrou, ek waardeer. Met plesier. Chantal? Hallo mevrou, gaan dit? Goed, dankie self. Goed, dankie. Ek wil nou net seker maak, as jy enige prente van Google afgekry het om op jou kleiner opdrag te sit, moet jy dit aanmeld en op daai laaste skyfie sit of is dit nie nodig nie? Nee, ek sou dit nie vir prente doen nie. Nee. Okay. Ek weet met die nuwe uitleg van die KI verduidelik hulle dit ook, maar eintlik wil ons net sien as jy prompts gebruik het, jy weet wat het jy gevra en so daai tipe goed, dis vir ons belangrik, nie die prente noodwendig nie. Okay, so as jy nou glad nie KI gebruik het nie, net foto's van Google, dan is dit okay. Dan is dit reg. Ja. Okay. Ja. Baie dankie. Ek Dit reg. Goed. Enigiemand anders wat ook 'n vraag het? Ek het dan nog nie 'n antwoord oor die prak gekry nie. Kan julle dalk dit vir my soos met 'n emoji wys of so? Is julle opgewonde daaroor? Ek sien baie uit daarna om na die skole te gaan en bietjie te sien, dan sy daar's darm 1, like 2. Goed, so julle is darm opgewonde. Party lyk nog 'n bietjie bekommerd, lyk dit my. Maar daar ook, as julle enige vrae het of so, die dosente help graag, so julle is welkom om ook dit te stuur en ja, geniet dit ook. Dis regtig 'n voorreg om so in 'n klas te kan staan en bietjie jou eie goed te kan doen en kyk ook hoe werk dit en kyk ook dalk wanneer jy die wiskunde doen, wat kan jy raak sien as jy byvoorbeeld tel doen of so. Kyk wat doen die leerders. Mens kan baie so leer ook. Goed, maar dis dan al van my kant af vanmiddag. Ek hoop julle het 'n lekker aand en
Geniet alles wat julle doen. En ek hoop volgende keer kan ek bietjie hoor hoe dit gegaan het ook en so aan en dan begin so lank leer vir die kwartaaltoets. Lekker aand vir almal.